Die grootste realiteit van bewustheid, wat seker die draaipunt was in die menslike bestaan, was gewees, toe Jesus op die vloekhout uitroep, toe hy uitroep, dit is volbring. Die belangrikste openbaring ooit, dit is volbring. As jy nie dit weet nie, gaan jy 'n bewustheid leef van iets wat nie bestaan nie, en daardie illusie gemaak, dat ek en jy dit beleef. So dis die belangrikste seker om uit te kom by die verborgenheid, die openbaring van, dit is volbring. Want weet jy wat, ek en jy as mens, ons ontstaan, is uit 2 geboortes. En ek wil verduidelik hoekom ek dit vanoggend vir julle sê. Ons bestaan as mens is uit 2 geboortes. Kyk gou wat sê Johannes 6. Kyk gou wat sê Johannes 3, vers 6. Die menslike bestaan en ontstaan was uit 2 geboortes. Wat bedoel jy, Rudy? En dit is belangrik dat ons dit verstaan, want vandag gaan ons kyk na 'n paar menslike tradisies wat God se woord kragteloos maak. Maar ek gaan eers 'n lekker fondasie lê. Johannes 3 vers 6 sê, wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. Met ander woorde, daar was vir my en vir jou 'n vleesgeboorte. Wat beteken dit? Dit beteken ons is gebore uit ons ouers. Dit was God se plan om ons net hier te kry, op die aarde, as sigbaar, in vlees. Met ander woorde, jou vleesgeboorte beteken, God het jou ouers gebruik, want God is gees, om ons hier te kry op die aarde, in vlees, as die begin van God se sigbaar word, want van ewigheid af, as voor die grondlegging van die wêreld, was ek en jy alreeds in hom uitverkies, geheilig, onberispelik, sonder gebrek. Toe vind daar vir my en vir jou 'n vleesgeboorte plaas. Hy gebruik ons ouers, en toe jy sê, toe jy die lig sien, toe is jy die begin van God se droom, van God se begeerte, as God se huis, God se tempel, God se woning, op hierdie aarde, 'n vleesgeboorte. Maar nou sê die woord ook, daar is 'n geesgeboorte. Wat is hierdie geesgeboorte? Hierdie geesgeboorte beteken, ek en jy is eintlik uit God. Ek en jy is eintlik uit ewigheid. Ek en jy is eintlik uit vanaf die begin, as geen begin, geen einde, op hierdie aarde, om nou 'n verligting te kry en uit te vind wie ons is as die ware, eintlik uit God. Dis hoekom die Bybel praat van, daar is nou 'n nuwe mens. Daar is nou 'n nuwe mens. Ons is nou op 'n nuwe weg. Dis eintlik God se droom gewees as die ware, so daar was vir jou 'n vleesgeboorte, jou ouers om jou hier te kry, en dan moet ek en jy een of ander tyd by waarheid uitkom, net as 'n verligting om te besef, ons was altyd in hom, hy was altyd in ons, en ons is nou die openbaarmaker as hy as sigbaar op die aarde, die verheerliking. Halleluja. Halleluja. So daar was 'n geesgeboorte ook. Die een uit hom, as die ware, wie ons eintlik is. Ek kan net so wel nou sê, ons vleesgeboorte beteken, Christus in ons, die hoop van hierdie heerlikheid. Dan kan ek sê, ons geesgeboorte uit hom, is nou nie meer Christus in ons nie, dis nou Christus, jy, die heerlikheid. Is dit nie fantasties, die mense? 'n Heerlikheid waarvan die kennis die aarde moet bedek soos die waters die seebodem. Wat beteken heerlikheid? Die goeie opinie wat God van my en van jou het. God se wil vir my en vir jou. En hierdie heerlikheid wat die aarde moet bedek. Mense, is 'n mens, ek en jy. God se droom. Halleluja, is dit nie mooi nie? Is nie fantasties nie?
My vleesgeboorte het God my ouers gebruik. My geesgeboorte beteken ek het uitgekom by die ware, die rede hoekom ek op die aarde is, als uit God, hy noem dit wedergeboorte, born from above, om hom te openbaar as sigbaar vir ewig, 'n heerlikheid. Halleluja, halleluja. Dis hoekom Johannes 1 vers 13 sê, wat nou nie meer uit die wil van 'n man, of uit vlees en bloed is nie, maar wat nou uit God gebore is. Met ander woorde, mense, toe daai baba sê, toe vind daar iets plaas as die begin van die sigbaar word van ewigheid op die aarde. Want waar is ewigheid? Prediker 3 vers 11 sê, ewigheid is in die hart van die mens. Waar is die koninkryk? Waar is die volheid? Waar is alles? In ons, hoekom? Om eendag dood te gaan en terug te keer na hemel? Nee, my vriend en my vriendin. Om vir ewig God te openbaar, as sigbaar verheerlik op die aarde. Halleluja. Is dit nie fantasties nie? En kyk wat sê 1 Korintiërs 15 gou oor dit. Ek wil gou vir iets wys. 1 Korintiërs 15 gou oor dit. 1 Korintiërs 15:45 sê, soos daar geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Die eerste Adam 'n lewende siel, die laaste, hy was die laaste van in vlees. Want hy is nou 'n lewend makende gees. Dit beteken, my vriend en my vriendin, na die opstanding is daar net lewe, alles moet herstel, dis die wederoprigting van alles, dis die herstel van alles, as die openbaarmaking vir wie wat God is, uit ewigheid, vir ewig op die aarde. Daarom was die laaste vyand wat vernietig word, die dood. Is die dood vernietig, of het hy die dood vernietig? Die dood is vernietig. Nou kan ons vra, hoekom gaan die mens dan dood? Die mens gaan dood nie omdat hy moet doodgaan nie, my vriend en my vriendin. Die mens gaan dood omdat hy nog nie by die waarheid uitgekom het nie, en die mens dink, hy moet doodgaan, want dood is 'n bewuste ding. Dood is 'n bewustheid. Romeine 8 vers 6 is 'n bewustheid. So hy was, dit is volbring, die laaste in vlees. Dis hoekom met die opstanding, as die ontdekking van 'n geestelike waarheid, is hy net een nuwe mens. En hoe lyk hierdie nuwe mens? Kyk wat sê vers 49. 1 Korintiërs 15:49, soos ons die beeld van die aardse gedra het, soos ons ook nou die beeld van die hemelse dra. Wat beteken dit? Soos ons die beeld van die aardse gedra het, dit beteken Christus in ons, net 'n hoop van heerlikheid. So dra ons nou die beeld van die hemelse uit hom, uit ewigheid. Wat beteken die beeld van die hemelse? Dit beteken Christus, jy is nou die heerlikheid. Halleluja. Is dit nie fantasties nie? Is dit nie goeie nuus vir ons nie? God se plan, en alles wat ek nou vir jou verduidelik het, alles is volbring. Ek en jy kan nou leef uit hierdie dimensie van volheid. Ek en jy kan nou die waarheid ken, en die waarheid maak ons vry. So God het in gedagte gehad as eindbestemming 'n mens. Dis hoekom hy gesê het, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Halleluja. Is dit nie goeie nuus, mense? Is dit nie fantasties nie? Kom ons bevestig dit gou. Kyk gou wat sê Romeine 1 gou oor dit. Kom ons bevestig dit net gou. Romeine 1. Ek gaan eers gou 'n slukkie koffie vat. Dankie Chanel vir die lekker koffie. Ek waardeer dit. Ek is bly jy die Here se stem gehoor. Kom ons bevestig dit gou. Wat beteken dit? 2 geboortes. 'n Vleesgeboorte my ouers, en dan 'n geesgeboorte, die realiteit van 'n verligting, 'n bewustheid van wie ek eintlik is as die ware uit hom. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Kyk nou wat sê Romeine 1, vers 3. Aangaande sy seun, wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid. Ek kan net so wil sê, aangaande sy seun Rudy, wat gebore is in die vlees uit die geslag van die Rose, maar na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, ons Here. Rudy Christus
Die openbaremaking as seun, die verheerliking van God in vlees, presies dieselfde effek. En as ons dit nie weet nie, gaan ons vir dinge wag wat reeds klaar volbring is. Dis wie jy is. Jy's opgewek in jou erfenis. Jy's opgewek in wie jy is as die waarheid, soos wat dit was van ewigheid af. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie, mense? Nou, kyk gou wat sê Jesus nou in Markus 7. Hoor wat sê Jesus nou in Markus 7. Markus 7, vers 13 sê Jesus iets interessants. Hy sê, so maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering, julle tradisies wat julle bewaar het, en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. Met ander woorde, mense, die mens met sy tradisies en menslike oortuigings maak dit as die woord, as die waarheid, as die oortuiging van ons geloof, want geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord, kragteloos. Hoe verskriklik. Ons maak dit kragteloos. In vers 14 roep Jesus die hele skare na hom toe, en in vers 15 sê hy iets interessants. Hy sê in vers 14, luister almal na my en verstaan. Vers 15 sê iets interessants. Daar is niks wat van buite af in die mens kan ingaan om hom onrein te maak nie, maar die dinge wat van hom uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak. Met ander woorde, dit gaan vir God nou oor dit wat in jou is. Dit gaan vir God nou oor identiteit. Dit gaan vir God nou oor wie en wat jy is. Dis waaroor dit vir God gaan. Want dis alles in ons, Iets baie interessants. Want die ewigheid is in ons. Die volheid is in ons. Alles is in ons. Daarom kyk gou wat sê Efesiërs 3. En dis die probleem met ons tradisies en oorleweringe. Ons herhaal mos alles. Oupa het dit geglo, my pa het dit geglo, en nou glo ek dit. Ons maak hierdie woord, ons maak hierdie waarheid, ons maak hierdie geloofsoortuiging, wat sy geloof is, mense. Ons maak dit kragteloos in ons. En ons sal vandag moet kyk na 'n paar van dit. Kyk wat sê Efesiërs 3 vers 20. En aan hom wat mag het om nou te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Met ander woorde, waarheid beteken, dit gaan oor 'n persoon. Waarheid is nie kopkennis nie, waarheid is 'n persoon wat geopenbaar word. Daarom kan ons net die waarheid ken, en dis die ken van die waarheid wat ons vryheid vir ons bring. Kyk gou wat sê vers 16, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees, waar? In die innerlike mens, sodat Christus, deur die geloof, wie se geloof? Sy geloof, in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Is dit nie fantasties nie? Daarom is die opdrag, wat is ons opdrag nou? Kyk wat sê Efesiërs 4 vers 13, totdat ons almal kom nou tot eenheid van die geloof, tot 'n volwasse man, tot 'n volwasse vrou, nie meer in vlees nie, nie meer 'n vleesgeboorte nie, maar 'n geesgeboorte as uit hom, tot ons almal kom tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Halleluja, is dit nie mooi nie? Dis die iewers daar deur in die hemel, my vriend. Dis in ons. Dis hoekom is dit so? Want waarheid is 'n persoon. Luister mooi, daarom sien jy nie dinge soos dit is nie. Jy sien dinge soos jy is. Jou persepsie projekteer of reflekteer hoe jy jou sien, want dis hoe God sien. Is dit nie mooi nie? En solank ons realiteit, ons bewustheid buite ons is, omstandighede, situasies, datums, oorloë, wat ook al, leef ons 'n illusie, want waarheid is in ons, my vriend en my vriendin. Nou, dis baie belangrik. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na 'n paar mensgemaakte tradisies, kan ons maar. Met ander woorde, ek som eers op. Dit is die waarheid. Dit gaan vir God oor dit gaan vir God oor 'n mens,
Kyk, die tabernakel van God is nou by 'n mens. Hy sal by 'n mens woon. Hy sal onder ons woon. Hy is in ons om hom te openbaar as ons geesgeboorte, as die ware, die openbaar maak as sigbaar, Christus, die volle grootte. Hier is hy. As jy my gesien het, het jy my Vader gesien. En dit is die evangelie. Daar is nie 'n ander evangelie nie. En alles buite hierdie raamwerk, my vriend en my vriendin, is mensgemaakte teorieë, is mensgemaakte tradisies, wat dit wat in ons is, kragteloos maak. Hoe verskriklik. Die eerste een, ek het so groot geskryf, die eerste een, ek gaan my hier skryf, die eerste ding waarna ons gaan kyk is, jy is in sonde ontvang en gebore. Die eerste mensgemaakte tradisie, my vriend en my vriendin, jy is in sonde ontvang en gebore. Die frase in sonde ontvang en gebore verwys na die leer van die erfsonde in die Christelike teologie. Dit beteken dat elke mens met 'n sondige natuur gebore word. Luister mooi, hoe verskriklik, as gevolg van die val van Adam en Eva. Hoe verskriklik, my vriend. Dis 'n mensgemaakte tradisie wat die woord in ons kragteloos maak. Wat kragteloos maak wie ons is as die ware Christus geopenbaar in vlees. Kom ons kyk daarna. Kyk gou wat sê 2 Timoteus 1. Met ander woorde, ons is in sonde ontvang en gebore. Ek sê vandag vir jou, ek sê vanoggend vir jou, is 'n mensgemaakte tradisie wat alles kragteloos maak wie ons is as die ware. Kyk nou wat sê 2 Timoteus 1 gou. Vers 9. Met ander woorde, ons eerste tradisie wat ons gaan openbaar maak, ons is in sonde ontvang en gebore. Dis 'n mensgemaakte ding. Kyk gou wat sê 2 Timoteus 1 vers 9. Hy wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Luister mooi, nie volgens ons werke nie. Nou as dit alles nie volgens jou werke is nie, dan is dit ook nie van toepassing nie. Dan is dit ook nie volgens Adam en Eva se werke nie. Dan was dit ook nie volgens jou pa en jou ma se werke nie. Dan was dit ook nie volgens jou oupa en jou ouma se werke nie. Wat ons mos so geërf het, ons het mos alles geërf. Al hulle moeilikheid geërf. Dit is nie op my en jou van toepassing nie, want ek en jy is uit ewigheid. Hier is 'n nuwe mens. Alles het nuut geword in Christus. Al die ou dinge het verbygegaan, my vriend. Dit is nie op my van toepassing nie. Hoe verskriklik. Hy wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Nie volgens ons werke nie. My vriend en my vriendin, nie volgens Adam en Eva se werke nie, maar volgens sy eie voorneme. God het besluit en genade wat ons van ewigheid af, voordat Adam daar was, voordat Eva gesien het, sy's naak, was ek en jy alreeds van ewigheid af in Christus as 'n geskenk. Halleluja. So ek kan vir die kerk vanoggend sê, jy was alreeds in Christus gevind gered, voordat jy gedink het jy was verlore in Adam. 'n Mensgemaakte tradisie wat nie die waarheid is nie, mense. Dis nie die waarheid nie. Van ewigheid af in Christus. Dit was nie my vermoë nie, dit was nie Adam se vermoë nie, dit was nie in jou ouers se vermoë nie. Daarom kyk gou wat sê Efesiërs 1 vers 4 oor dit. Kyk gou wat sê Efesiërs 1 vers 4 oor dit. Is dit 'n goeie nuus nie? Efesiërs 1 vers 4 sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, heilig, sonder gebrek, voor hom in liefde, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem. O Gats, moes jy hom aanneem, of het hy jou aangeneem? Met ander woorde, my vriend en my vriendin, toe jy in die vlees as geboorte sê, toe is jy al reeds kind van God. Hy het jou aangeneem, van wanneer af? Voor die grondlegging van die wêreld. Sê gou vir my, ons het dit nou gelees, toe jy in die vleesgeboorte sê, toe is jy alreeds heilig, geheilig, as van ewigheid af, voor die grondlegging van die wêreld.
So wie gee die kerk die reg om te sê, jy's in sonde ontvang gebore? Kan ek gou iets radikaal sê, my vriend? Die kerk het jou kom leer, wat dit is om 'n sondaar te wees. Hoe verskriklik. Hoe verskriklik. Efesiërs 1 vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Kyk gou na 'n voorbeeld, kyk gou wat sê Jeremia 1 vers 5. Hoor wat sê hy in Jeremia 1 vers 5. Dis belangrik en dis kragtig, my vriend. Ek en jy is nie in sonde ontvang en gebore nie. Die dag toe jy gebore word en jy sê, toe is jy heilig, toe behoort jy aan hom, klaar uitverkies as kind, God se wil, God het besluit, en toe die dokter jou vang, en jy sê jou eerste toe ontvang hy iets heiligs uit ewigheid, God se plan, die begin van God se droom, as hy sigbaar word, die verheerliking, die volle grootte Christus. Wow. Wow, mense, ek bring vandag vir jou goeie nuus. Dis ons skuld, dat het lyk soos dit lyk. Ons het ons kinders mos groot gemaak, jy's mos groot gemaak, jy's verlore, jy's 'n sondaar, God is weg. Jy moet hom een of ander tyd aanneem, jy moet 'n keuse maak. Weet julle wat, dis als mensgemaakte tradisies. Dis als mensgemaakte tradisies, my vriend, en my vriendin. Hoe verskriklik. Hoor wat sê Jeremia 1 vers 5. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, voordat jou ouers fliek toe was en daar 'n hoogtepunt was, het God jou alreeds geken. Voordat jy gevorm was in jou moederskoot, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Met ander woorde, toe daai baba seentjie, toe daai baba dogtertjie uitkom en die lig sien, toe is daai baba dogtertjie en baba seentjie volgens God geheilig. Halleluja. Halleluja. Want ons leef mos na dit is volbring. Ons leef nou die ware. En hierdie ware kan alleenlik manifesteer as ons besig is met waarheid. Met waarheid. Wat beteken dit dan vir my en vir jou? Wat moet met my en jou gebeur? Wat moet met ons gebeur dan? Kyk gou wat sê Efesiërs 1. Gaan terug Efesiërs 1 toe. Al wat met jou moet gebeur, is wat Paulus beskryf in Efesiërs 1 vers 17. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid en van sy erfdeel in ons is. En die uitnemende grootheid van sy krag, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Met ander woorde, my vriend, al wat hier moet gebeur, want jy moet net 'n verligting, jy moet net 'n wow ontmoeting hê en besef, my goeiste, dis wie ek is. Daarom, die ken van die waarheid, bring die verligting om te sê, ek sien my soos God my sien. Die teenoorgestelde is ook waar. Mensgemaakte tradisie soos in sonde ontvang en gebore, maak dit kragteloos. Hoe verskriklik. Hoe verskriklik. Hulle sê mos, ons moet 'n keuse maak om hom te kies, om hom in ons harte in te nooi. Kom ek bring vir jou goeie nuus. Kyk wat sê Johannes 15. Kom ek bring vir jou goeie nuus gou oor dit. Punt nommer 1. In sonde ontvang en gebore, dis 'n leuen. Is 'n mensgemaakte tradisie wat God se woord, God se droom kragteloos maak in 'n mens op die aarde. Kyk wat sê Johannes 15 gou. Johannes 15 vers 16 sê, julle het my nie uitverkies nie. Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly. Wat beteken om vrug te dra? Dit beteken ek het uitgekom by die volle grootte, die volle mate van die volle grootte van Christus. So wie het vir wie gekies? Wie het vir wie gekies? Jou heilige ding? Die tweede een
wat ek wil aanraak, is offers. Brandoffers en slagoffers. Dis alles mensgemaakte goed, my vriend. Dis alles mensgemaakte goed. Kom ons kyk gou daarna ook. Net vir die interessantheid. Kyk gou wat sê Jesaja 1. Hoor God se hart oor dit. Hoor hoe voel God oor dit. Offers, brandoffers, nuwe maane, bloedmaane, al die goede wat ons al gehoor het. Kyk hoe voel God oor dit. Kyk gou wat sê Jesaja 1. Ek gaan lees daar vanaf vers 11. Ontvang julle iets sover. Halleluja. Kyk wat sê Jesaja 1 vers 11. Wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here? Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers. Ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. As julle kom voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhoewe te vertrap? Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maane, sabbate, die uitroep van samekomste. Ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maane en julle feestydde haat my siel. Hulle is vir my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. Hy sê, en as julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister dit nie. Julle hande is vol bloed. Moet ek sê o gats, moet ek sê o eina, of moet ek sê halleluja? Kyk wat sê in Jeremia 7 vir hulle. Kyk gou wat sê in Jeremia 7 oor dit. Met ander woorde, al hierdie offers wat hulle so geoffer het, brandoffers en bloedoffers, was als mensgemaakte tradisies, mensgemaakte idees, wat God in sy woord, wat hy gespreek het van die begin af, kragteloos gemaak het. Hoor wat sê hy vir hulle in Jeremia 7:22. Want ek het met julle vaders, op die dag dat ek hulle uit Egipte uitgelei het, nie gespreek en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffers en slagoffers nie. So waar kom dit vandaan? Dit kom, toe God vir Moses sê, lei hierdie volk uit Egipte, het hulle dit saamgebring met die afgode wat hulle in Egipte kom aanleer het. Toe kom hulle met dit saam, mensgemaakte goed. Soos ons al groot geword het met goed, wat ons by ons paans, ons ouers gehoor het, en hulle weer by hulle ouers gehoor het. Tradisies van 'n mens, wat alles kragteloos gemaak het. Dis hoekom dit lyk soos dit lyk, my vriend. Kyk wat sê in vers 23. Maar hierdie saak het ek hulle beveel, naamlik, luister na my stem, dan sal ek vir julle God wees. Julle sal vir my 'n volk wees, en wandel net in die weg wat ek julle beveel, dat dit met julle goed mag gaan. Vers 24, maar hulle het nie geluister, en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hulle bose hart beraadslaag het, en hulle het agteruit gegaan, en nie vooruit nie. Hoe verskriklik. My vriend en my vriendin, God as Vader het nog nooit bloed of dood of offers nodig gehad, om enigstens iets as sy liefde aan ons te openbaar nie, want God is net liefde. Dis hoekom God het hy sy seun kom doodmaak, om jou te spaar. Ons het mos hierdie persepsie gehad, God gaan ons oordeel, omdat ons gesondig het, gaan God ons straf, maar toe kom God in sy liefde, en hy besluit, hy slaan sy seun, hy straf sy seun, hy maak sy seun dood. My vriend en my vriendin, dit is nie die God wat ek ken nie. Dit is nie die God wat ek ken nie, dit is nie die waaragtig nie, hy het nog nooit dit gedoen nie, want God is net volmaakte liefde. En kyk hoe beskryf God sy liefde, kyk hoe beskryf God gou sy liefde, in Johannes 4. Ek preek vanoggend so 'n bietjie vinniger, ek het 'n paar goed om af te lewer vanoggend. Kyk gou wat sê 1 Johannes 4, God beskryf homself, 1 Johannes 4, kyk wat sê hy, vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, die volmaakte liefde dryf vrees buite, want vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. God beskryf homself hier so, my vriend. En as God straf, weerspreek God hom, en God is 'n leienaar, want hy is dan nie volmaakte liefde nie. Nou is die vraag, wat het Jesus hier kom doen, toe hy uitgeroep het, dit is volbring? Jesus het op die kruis aan ons kom openbaar,
wie ons is as die ware, hy het ons kom red van ons verwronge, bewuste identiteit. Daarom Golgotha beteken hoofskedel. Daarom is hy die hoof en ons is die liggaam. Kolossense 1:21 sê, die mens was verlore in sy bewustheid. Al wat hy kom doen het, hy het aan ons kom openbaar wie ons is as die ware, uit Gees gebore, terwyl God dit moes begin deur jou ouers. Is dit nie groot nie? En dit is die evangelie, en dit is God se eindbestemming. Dit is God se eindbestemming. Dit is God se eindbestemming. Is dit nie mooi nie? Is dit nie goeie nuus nie? Ek bring vandag vir ons goeie nuus. Nou nog ene, nommer 3, kom ons kyk nou, nog 'n tradisie van die mens. Ek gaan eers gou vir ietsie vertel rondom dit. God laat Israel trek uit Egipte, waar hulle gewoond geraak het aan hierdie Egiptiese afgodediens. Nog voordat die Israeliete die beloofde land sou binnegaan, het God hulle streng verbied om die heidense nasie se gewoontes na te aap. Die bekendste afgod in daardie tyd aan wie hulle kinders geoffer het, deur hulle te verbrand in vuur vir iets beters, vir 'n beter lewe. Jy moet mooi luister. Ek gaan nou vir jou iets vertel oor dit. Was Moloch of Molech. Nou Molech, ook bekend as Molek of Molech, was 'n antieke Kanaanitiese en Ammonitiese afgod, wat in die Ou Testament streng verbied is, veral bekend vir mensoffers, waar kinders deur die vuur, hulle in vuur geoffer het. Met ander woorde, as ek iets beters wou hê, as ek 'n beter lewe wou hê, het ek my kind geoffer vir Molech, om iets beters te verwag. Met ander woorde, dit is alles met betrekking tot die dood. Iewers moes iemand doodgaan, en dan na die dood was daar 'n beter lewe. Na die dood was daar 'n erfenis. Klink dit bekend? My vriend, klink dit vir jou bekend? Is dit nie waarmee ons as die kerk besig is nie? Die hiernamaals. Jy moet mos fisies doodgaan, dan jy mos 'n beter lewe. Sê vir my, dis dieselfde konsep as Moloch of Molech. Ek noem dit Molechnisme in die kerk, tot vandag toe. Daar's geen verskil nie. Terwyl hier geen dood is nie. Die laaste vyand was die dood. Daarom sê hy in Levitikus 18:21 vir hulle, hoor wat sê hy, jy mag ook geen van jou kinders oorgee om vir Molech deur die vuur te laat gaan nie, dat jy die naam van jou God nie ontheilig nie, want ek is die Here. Ek is die Here. Net vir interessant, kyk gou wat sê hy vir hulle in Jeremia 7 oor dit. Kyk gou wat sê hy vir hulle in Jeremia 7 oor dit. Dis ons derde een, Jeremia 7, oor menslike tradisies, mensgemaakte goed. Jeremia 7, kyk wat sê hy vir hulle in Jeremia 7. Jeremia 7, vers 31. En hulle het die hoogtes van Tofet gebou wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand. Iets wat ek nie beveel het nie, en in my hart nie opgekom het nie. Hy praat van Hinnom. Ek moet dit neerskryf, want jy gaan nou ietsie uitvind oor dit. Kom ons skryf so, daar was die vallei van Hinnom. Jy gaan nou ietsie uitvind oor dit ook. Met ander woorde, God het hulle dit verbied. God het hulle dit verbied. Hulle het geglo dat sulke uiterste offers guns, beskerming, voorspoed, oorwinning in tye van groot krisisse en nood, hulle sal verkry van die God van Moloch of Molech. Met ander woorde, my vriend, as ek en jy redeneer, en dis nommer 3, as ek en jy redeneer, ons moet eers fisies doodgaan, en dan gee ons soms vir God die skuld en sê, hy het hom Piet kom haal. As jy dit glo, mos vir 'n beter, dan gaan jy mos erf, die hiernamaals, en dit is mos die ewige lewe. Mag ek maar vir jou vra, is dit nie dieselfde beginsel as Moloch of Molechnisme? Molechnisme is my eie woord, wat ek ingebring het. Wat is die verskil dan? Mag ek maar vra, ons glo mos, God het alles vir jou kom doen, toe op die kruis uitroep, dis volbring, toe is die testament geldig, die testamentmaker het gesterf, jy is opgewek in jou erfenis, nou glo ons nie, jy moet ook eers fisies doodgaan, en dan is dit vir jou beter. My vriend en my vriendin, dit verskil niks.
dit verskil niks van die beginsel van Moloch of Molech nie. Presies dieselfde. 'n mensgemaakte tradisie, wat die waarheid, die krag van die ware, wie ek en jy is, as in hom en hy in ons, kragteloos maak. Is dit nie verskriklik nie? Hier is die probleem. Hoekom die mens vandag dit glo? Dit wat was as opgewek in die opstanding, was ons in ons erfenis. Het ons as die kerk dit alles gevat, toe is dit aangeskuif, en dit is nou geldig na die dood. As dit vir jou geldig is na 'n fisiese dood, sê ek vir jou beginsel, jou teologie verskil niks van die van Moloch of Molegnisme nie. Ek is nie bang om dit te sê nie. Halleluja. Want hier is veronderstel om te wees, geen dood. Geen dood. Kyk wat sê hy in Esegiel 18, kyk wat sê God vir hulle in Esegiel 18 gehoor dit. Hoor in Esegiel 18, wie stem saam met my? Wie stem saam met my? As dit waar is, jy moet fisies doodgaan en dan is dit nie beter, dan erf jy, dan is dit die ewige lewe, die hiernamaals. Dit verskil niks. Dit verskil niks van dit wat gebeur het in die vallei van Hinnom. Dit verskil niks, is presies dieselfde. Hoe verskriklik. Hoor wat sê hulle in Esegiel 18 gehoor dit. As ek vandag so 'n bietjie vinnig preek, ek het 'n mond vol om af te lewer. Ek gaan gou 'n stukkie koffie vat. Hoor wat sê in Esegiel 18 vir hulle. Ons sê mos God het om Piet kom haal. Of God trek jou streepie. As dit waar is van God, verskil jou God wat jy vir my probeer skilder niks van die afgod Molech nie. Ek is nie bang om dit te sê nie, want die God wat ek ken, as jy teenoorgestelde, as die God wat jy vir my wil kom, skilder en probeer in my keelgat afdruk. Van 'n preekstoel af. Hoe verskriklik. Ek verdedig hom vanoggend vir waarheid. En hy is net liefde. Halleluja. En hier staan sy eindbestemming. Ek is in my erfenis. Hierdie liggaam moet net verander, verheerlik, wat reeds klaar die geval is net 'n bewuste realiteit, as die eindbestemming, God se begeerte vir ewig. Hier sit. Ek is in my erfenis, my vriend. God woon nie meer in 'n huis met hande gemaak nie. God het geen ander nie. Ek is sy begeerte. Weet jy dan nie dat jou liggaam, wat jy een of ander tyd wil begrawe, die tempel, die huis, die woning, die erfbesit is van God nie. Daarom is ek mede-erfgenaam. Ek is mede, wie en wat hy is wie en wat ek is. Halleluja. Halleluja. Sê wie hoe laat is dit, nog tyd. Kyk wat sê Esegiel 18, hoor wat sê God vir in Esegiel 18 vers 31. Hy sê, werp al julle oortredinge, waar julle oortree het van julle al weg, en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees, want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Vers 32, ek het geen behaag, God sê ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here, bekeer julle dan, en lewe. Wat is God se wil vir die mens? Matteus 6 vers 10 sê Jesus, Vader, laat u wil geskied, soos dit in die hemel is, so ook waar? Op die aarde. Dis God se wil vir ons. Dis hoekom die laaste vyand was, wat vernietig was, is die dood. Nou die 5de een, ek het een geskiep. Die 4de een, amper skiep ek die belangrikste een. Amper mis ek die belangrikste een. Nommer 4, die grootte, die hemel toe gaan evangelie. Dis 'n grootte, want om hemel toe te gaan, moet jy eers doodgaan. Hoe verskriklik. Met ander woorde, hierdie tweeetjies loop saam. Die hemel toe gaan evangelie. My vriend en my vriendin, dis 'n mensgemaakte evangelie. Van dat Jesus uit die dode opgestaan het en apostel Johannes hulle dit gevat en gehardloop het vir die volgende 300 jaar na Christus, was daar nie 'n hemel toe gaan evangelie nie. Was die evangelie 'n verheerlikte liggaam van 'n mens, as tempel, as huis, as woning, die volle grootte Christus. Dit is die evangelie. Na die opstanding het dit alles gegaan oor 'n vleesliggaam. Dit was die hoop van die heerlikheid Christus in jou, en nie die hoop van hemel nie.
Dit was die restaurering van jou liggaam as God se tempel, huis, rusplek, God se begeerte vir ewig. Dit was 'n verborgenheid en God het vir Paulus gebruik en hom gestuur na die ander nasies, na die heidene, soos die vertalers gesê het. Kyk wat was Paulus se opdrag vir die heidene. Niks met hemel te doen nie. Kyk gou wat sê Efesiërs 3. Hoe verskriklik. 300 na Christus was daar nie so evangelie nie. Waar het dit vandaan gekom? Ek gaan nou vir jou vertel. Mensgemaakte tradisies. Hoor wat sê Paulus in Efesiërs 3 vers 3. Dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid. Wat is die verborgenheid? Kolossense 1:25, ons is die vervulling van die woord. Vers 26, dis 'n verborgenheid. Wat is die verborgenheid? Christus in ons, die hoop van die heerlikheid. Christus ons, die heerlikheid. Dit het oor dit gegaan. Kyk wat sê Paulus in vers 6. Efesiërs 3 vers 6, dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus, deur die evangelie. Halleluja! Die restaurering van alles. Dis hoekom hy opdrag gegee het. Genees die siekes, wek die dooies op, restoreer, bring restaurering, want dis die eindbestemming, dis God se erfenis en ons is mede, hier is dit. So waar kom die hemel toe gaan evangelie dan vandaan? Dit is deur Griekse filosowe ingebring om die mens te beheer. Hulle het gesê, die mens se siel is onverganklik, so die mens na sy dood as hy hiernamaals moet rekenskap gee, onthou die hemel, van dit wat in sy liggaam gebeur het toe hy nog op die aarde gelewe het. Dit kom van Griekse filosowe af, my vriend. Van dit is aangeteken in die Joodse ensiklopedie van 1941, volume 6. Hoe verskriklik. En hoe maak ons mense nie bang en beheer ons mense met dit nie? Want oom Piet het verlede week gesterf, nou wonder ons, is oom Piet se saak reg? Is oom Piet miskien nou in die hel of die hemel, terwyl God se saak met oom Piet reg was van ewigheid af? Daar was nog nooit 'n ander persepsie van God oor oom Piet nie. Dis ons wat toegelaat het dat tradisies, hierdie woord, hierdie liefde, hierdie krag, wie ons is as werklikheid, kom kragteloos maak het, my maat. My maat, daar is nie vrolik vir my maat nie. Ek gaan maar sê my vriend en my vriendin. Dan is nommer 5 is die hel-evangelie. Die hel-evangelie. 'n Vertalersfout. Waar kom die woord hel vandaan? In kort. Die Webster Woordeboek verwys na die oorsprong van betekenis om te bedek. Daarom het boere hulle aartappels in donker plekke toegemaak, so die aartappels nie moes uitloop nie, maar behoue bly. Dis hoekom, voor die kruisiging, voor hy kom deel het met die dood, het die dood geheers, en almal wat dood gegaan het, was bewaar in die doderyk, maar op die kruis toe hy uitroep, Matteus 27, toe gaan hulle graf te oop, toe kom God sy belofte gestand, ek sal my gees aan julle sit, ek sal julle lewendig maak, want God is nie 'n God van die dode nie. Het geen baan in die dood van die mens nie. Dis waaroor dit gegaan het. Dit verwys na 'n donker plek, waar hulle aartappels gesit het, so die aartappels nie moes uitloop nie. Vertalers het ongelukkig die woord hel gebruik as straf en pyn. As jy 'n goeie vertalingsbybel lees, is daar geen woord van hel nie, soos the Young's Literal Translation 1891 en die New American Bible 1970, en daar is nog baie ander Bybels, wat die woord hel nie is gebruik nie. In Grieks Nuwe Testament verwys die woord hel na Hades, doderyk, wat ook graf beteken, of doderyk. Die goeie nuus, my vriend, die goeie nuus, die graf, die doderyk, in aanhalingstekens, weens vertalers, hel is leeg. Openbaring 1 vers 18, ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Ek het die sleutels van die doderyk, in aanhalingstekens hel, 'n vertalersfout. So waar is almal nou wat doodgaan? Onthou julle met die volheid van tyd, toe vat hy alle dinge in die hemele, hy vat alle dinge op die aarde, en hy plaas alles in Christus, alles het niet geword. Al wat met hom Piet gebeur het, hy het net ontslaap in Christus, dis al, hy slaap net, want dood is oorwin, maar dis ons met ons tradisies, wat alles kragteloos kom maak het. Nog 'n woord, wat hulle gebruik het in die Nuwe Testament vir hel, was die woord Gehenna. Wat was Gehenna? Gehenna is afgelei van Gehinnom,
waar hulle kinders geoffer het in die vallei, ek het dit as prissie geskryf, waar hulle kinders geoffer het in die vallei van Hinnom. Onthou julle Molech? Onthou julle Moloch of Molek? Dis waarna dit verwys het. Die vallei van Hinnom of Gehenna is 'n historiese en Bybelse vallei suid van Jerusalem, bekend as die plek waar kindersoffers in die Ou Testament plaasgevind het. Kyk, hoe kom goed by mekaar, my vriend. Dit het 'n simbool van oordeel en vuur geword. Luister mooi, waardeur Jesus as 'n metafoor die woord hel gebruik het. Vandag is dit 'n groen parkgebied waar die stad Jerusalem met moderne brûe verbind en op Google beskikbaar om te gaan lees. Kyk wat sê Matteus 23. Kyk wat sê Matteus 23. Kyk wat se woord het Jesus gebruik. Toe kom vertalers en hulle maak dit hel. Kyk wat sê Matteus 23. Vers 33. Ek hoop julle ontvang iets. Ek hoop julle kan sien hoe is ons beroof van waarheid en beroof van God se liefde. Matteus 23 vers 33. Slange, Jesus in gesprek met die Fariseërs, die godsdienstiges, net so voor die kruis. Hy sê vir hulle, slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Dan moet eintlik staan, slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van Gehenna ontvang? Waarna het Jesus verwys? Waarna het Jesus verwys? Want dit was 'n metafoor. Ons moet dit verstaan. My bord is te klein, ek het te groot geskryf. Ek gaan sommer hierbo skryf. Die wet, die psalms en profete het als na hom verwys. Toe hy dit kom volbring, het die Jode dit nie geglo nie, en van die kruis af, het die Jode vir 40 jaar aangegaan met hulle offers, tot en met 70 na Christus, toe vind hier vir die Jode 'n verwoesting plaas. 2 miljoen Jode is gedood. Jerusalem is in 3 dele verdeel. Die tempel is afgebreek. Die Jode het met hulle kaal hande die goud wat gesmeld het probeer gryp. Met ander woorde, toe Jesus op die toneel verskyn, Matteus, Markus, Lukas, het hulle almal gewaarsku, want Jesus het gekom net vir die huis, die verlore huis van Israel, om hulle te waarsku, hy gaan alles volbring, maar hulle het nie ag gegee nie. Hoekom nie? Want hulle het gedink hy gaan 'n politieke koninkryk bring, toe kom manifesteer hy 'n geestelike vrede, geregtigheid en blydskap. Toe hou hulle aan met hulle offers. Nou is Jesus hier in gesprek met hulle, en hy sê vir hulle, julle is 'n addergeslag. Julle is 'n addergeslag. Ek sê nou vir julle, julle gaan dit wat hel is, dit wat vertaal is hel, dit wat Gehenna is, die oordeel nie ontvlug nie. Hy het vir hulle gesê, as julle tot inkeer kom, gaan hierdie verwoesting julle tref. Toe vergelyk hy hierdie verwoesting, waar alles met vuur vernietig is, toe vergelyk hy dit net met die vallei van Hinnom. Dis al. Nou kom ons vandag en het ons 'n evangelie gemaak van hel, en ons dreig jou met hel in die hemel, maar dan moet jy doodgaan, en as jy nie jou saak regmaak met hom, gaan jy hel toe, dan gaan jy vir ewig brand in 'n vuur. Hoe verskriklik. Dit was net 'n metafoor wat Jesus gebruik het. Uiteindelik verwys na Gehenna. Vertalers het 'n wanpersepsie geskep en ons beroof van waarheid, lewe en liefde. Ek sal 'n foto plaas van hel, in aanhalingstekens, Gehenna, waar jy vandag kan heen gaan. Met ander woorde, ek kan jou vandag hel toe stuur, dan geneem jy 'n foto en dan kom wys jy dit vir ons. Halleluja. Halleluja. Die 6de een, ek het 7 van hulle. Die 6de een is die sogenaamde wegraping. Waar kom die wegraping vandaan? Ek het my bord nie vanoggend beplan nie. Waar kom die wegraping vandaan? Dis 'n dwaling. Die wegraping teorie het sy ontstaan in 1812 deur 'n sekere priester met die naam van Immanuel Luzanza, wat dit in 'n boek gepubliseer het, waar 'n jong Skotse meisie, Margaret MacDonald, later 'n visioen gehad het in 1830. En toe het hy ene John Nelson Darby dit in 1909 gepubliseer as 'n verwysingsbybel, die Scofield Reference Bible. Dit is waar die wegraping teorie sy ontstaan het, en is deur die Westerse kerk aangeneem. Hoe hartseer, hoe verskriklik en hoe hartseer. En dan is die laaste een wat ek wil aanhaal, nommer 7,
'n groote, en dis die eindtyd. Hoe verskriklik. Die eindtyd ouens baseer hulle teorieë op hierdie tydperk wat niks met my en jou te doen het nie, want ons is die begin as die ware in ewigheid. Halleluja. Met ander woorde, ou Paulus het gekom vir die heidene, maar Paulus het ook gekom vir die Jode. En Paulus se gesprekke met die Jode het oor dit gegaan, en omdat ons nie die konteks ken en die tydlyne reg trek nie, vat ons dit, ons maak dit die evangelie, en vandag in 2026 maak ons jou bang met 'n eindtyd met oorlog en gerugte en chaos. 'n Mensgemaakte tradisie. Dis hoekom nog nie een keer van hulle datums was reg nie. Hoe verskriklik. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 10. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 10 oor dit. Ek is amper klaar. Vir die wat wonder. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 11. Hy sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van eeue, op wie die eindtyd van eeue alles gekom het op hulle. Nou wie was die hulle? Die hulle was die ongehoorsame Jode, en wie was die ons? Paulus, en hy skryf dit so 55 na Christus, want binnekort was alles as 'n verwoesting verby. Toe die 7de engel die laaste pla uitgooi en uitroep, dit is verby. Toe is alles afgehandel, en dis nou die herstel van alles. Ons is in 2026, en hulle gebruik goed wat 40 jaar na die kruis was, om ons meer bang te maak as 'n eindtyd, en julle maak die woord van God en waarheid kragteloos, my vriend. Halleluja. Eers nou wil ek sommer hier 'n perd opsal. Ons moet die konteks en tydlyn reg lees. Anders wag ons vir dinge wat reeds volbring is, soos byvoorbeeld 'n redding. Maar wat 'n redding? Kom ek wys vir jou hoe moet jy die Bybel lees. Kyk wat sê Hebreërs 3. Kom ek wys gou vir jou. Ek gaan 'n paar voorbeelde gou uithaal, dan sê ek amen. Kyk wat sê Hebreërs 3 vers 6. Ek gaan eers 'n slukkie koffie vat. Ons is binne 'n uur, ons is na 'n uur, ons is voor die uur. 7 minute voor die uur, so ek het 7 minute nog. Kyk wat sê Hebreërs 3 vers 6. Maar Christus as seun oor sy huis, en ons as sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Dit het niks met jou te doen nie. Dit was hier vir hulle. Hulle moes dit vashou tot die einde toe. Hier waar ek en jy is, as jy begin, is daar geen einde. Halleluja, want ons is uit ewigheid. Vers 14, want ons het deelgenote geword van Christus. As ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe. Wat was die einde? 70 na Christus, onwrikbaar vashou. Ons is die begin van die ware. Nog enetjie, kyk wat sê Matteus 24 hou. Ontvang julle iets, ek glo so. 7 dinge wat ek uitgehaal het, wat mensgemaakte tradisies is. Ek het eintlik party ouens se preke weggevat. Ek het party ouens se preke van hulle weggevat nou. Hulle geloofsoortuigings. Ons moet uitkom by waarheid, my vriend. Kyk wat sê Matteus 24 vers 13. Maar wie volhard tot die einde toe sal gered word. Kyk op die bord. Dis nie ek en jy nie. Ons leef ons redding uit as voor die grondlegging van die wêreld reeds gered. Dit was vir hulle. Wie volhard tot die einde toe sou gered word. Waarvan sou hulle gered word? Van die verwoesting. Van die verwoesting. Daarom die wat op die dak is, moenie afkom nie. Die ander vlug na die berge. Kom weg, hier gaan 'n ewige verwoesting wees. Maar ander geslag, Fariseërs, julle wat die menere is, dit gaan vir hulle wees. Dit gaan vir hulle wees soos dit was in Gehenna. 'n Verwoesting. Nog ene, waarvan was hulle gered? Hulle was gered van die verwoesting, en waarvan is hulle nog gered? Kyk wat sê Handelinge 2 gou oor dit. Kyk gou wat sê Handelinge 2. Halleluja. Dankie my Vader vir waarheid. Dankie dat U ons heilig in waarheid. U woord is die waarheid. Nie 'n kragtelose woord nie, my vriend. Waarvan was hulle nog gered? Handelinge 2:40. En met baie ander woorde het hulle besweer en vermaaning gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Want dit was hierdie geslag wat vernietig was. Wat is die tydperk van 'n geslag? 40 jaar. Hier is net een nuwe mens. Hier is net een ware mens. Uit hom, die openbaarmaking van wie hy is. So hulle was gered van die verwoesting, en hulle was gered van die verkeerde geslag. Ek sluit af.
Ek sluit af. Kyk wat sê Romeine 11. Ek sluit af. Kyk wat sê Romeine 11. Kom ons vat alles gou saam. Met ander woorde, in sonde ontvange gebore, offers, slagoffers, bloedoffers, maande, feeste, nuwe maande. Jy moet eers fisies doodgaan, dan erf jy. Die hemel toe gaan evangelie. Die wegraping en die eindtyd, als mensgemaakte goed. Wat die woord kragteloos maak. Kyk wat sê Romeine 11, 36, want uit hom, deur hom en tot hom. Wat is tot hom? Nie by hom nie, tot hom. Hierdie alles is tot hom. Die openbaremaking as hy sigbaar. Die beeld en die gelykenis het gemanifesteer as verheerlik. Hier is dit. Is die heerlikheid. Is die heerlikheid. Syne die heerlikheid. Tot in ewigheid. Halleluja, geen einde, geen dood. Ek hoop julle het iets ontvang. Ek sluit af met dit. Jou verlossing of redding is om te ontdek, jy was nooit verlore nie. Amen. Die goeie nuus. Amen en amen.